Die wêreld is absoluut oorlaai met inligting en dit maak dit juis belangriker dat jou handelsmerk uitstaan. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ons met Margot Fourie van Spice Corporate Branding Solutions. Maar vir eers gesels ek en Ougie de Kruik oor die nuutste nuus in Môre se Republikein. So bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Do you like traveling? Do you like to experience new places? Well, then you should tune into On the Rock, where we explore enjoy establishments all over Namibia and South Africa. Great food, great fun, and so much more. So be sure to mark your calendar as we explore the beautiful landscapes of Namibia at the various enjoy establishments. And where we also get to go on game drives, different activities, and meet the awesome staff of the different establishments. We will see you there. Watch On the Rocks every Monday at 9 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25. Ougie de Kruik saam met my in die Kletskompas ateljee. Ougie, hoe gaan dit? Baie goed, dankie. Hoe gaan dit vandag? Dit gaan fantasties. Ek hoor jy werk aan 'n storie oor 'n ontsoutingsaanleg. Ja, ek het hom nog net ingedien, so dalk sal dit die streep haal om in Môre se koerant te kan verskyn, maar ons sal maar sien. Ja. So vertel 'n bietjie van die ontsoutingsaanleg. Dis 'n baie groot belegging wat swak op uranium en NamWater hulle maak 'n vennootskap en stig 'n nuwe onderneming saam. En deur die vennootskap sal daar net so langs die bestaande ontsoutingsaanleg die is dit Osino? Kan nog nie onthou nie, maar dit is 'n nuwe ene. Hy sal tot en met 20 miljard liter vars water per jaar kan bied as dit nou klaar gebou is. Hulle beoog om teen Junie maand 2028 klaar te bou. Hulle wil nou al klaar in volgende maand Julie die finale beleggingsbesluit neem. So daar is baie spoed wat toegepas was. Gisteraand was die eerste minister daar by die Windhoek buiteklip hier net buite die hoofstad vir die glansgeleentheid waar hulle nou die projek en die onderneming bekend gestel het. Onder meer was oud waterminister Kalle Sluitwyn ook teenwoordig en was spesifiek uitgeken deur eerste minister Ngurare vir sy bydrae en daar was ook baie groot of hoë beampte van China General Nuclear, die onderneming, staatsonderneming uit China, wat die meerderheid eienaars is van swak op uranium. Die vice-president spesifiek, en hy het gesê dat hulle se vennootskap met Namibië gaan uitbrei, meer as net mynbou, en die watervoorsiening is maar 'n brug tot meer samewerking in ag van energie, in ag van industrie en verskeie ander projekte wat hulle maar net die feit dat meer water vir Irongo beskikbaar sal wees is 'n groot hupstoot vir die ekonomie van Irongo en van die hele land. Daar was een berig wat of 'n studie wat gedoen is wat skat dat tot 2.4 miljard US dollar se nuwe besigheid deur die beskikbaarheid van water nou moontlik is. Spesifiek daar is 3 groot mynbouprojekte wat net wag op die oomblik. So dit is 'n groot verwikkeling, nie net vir die kus nie. Henties Bay sal nou lekker hupstoot kry, maar vir die hele land. Ja. Okay, en dan in Môre se Republikein hier by die agterblaai se kant, staatsinstellings wat glo markdominansie het. Ja, ek dink dit is tipies van die besigheidsgemeenskap om oor so iets te kla. Ek kan sê daar is dalk 'n trend as 'n mens nou kyk byvoorbeeld die verspreiding van die pensioengelde wat die staat nou oorgeneem het. Daar is natuurlik verskeie ander voorbeelde. Maar een basiese prinsip van besigheid is dat dit
die geld vloei na die wat die beste diens kan lewer. So as die staat voel hulle kan nou so goed doen soos wat die privaat instansie gedoen het, dan voel ek dit is iets wat eintlik dui dat die privaat instansie miskien bietjie meer gevra het vir wat hulle bied as wat hulle gelewer het. Jy weet, as dit nou so is dat die staat besef dat hy kan nie meer ding nie, sal die kontrak moes bly daar waar dit goedkoper is en beter resultate lewer. So ek dink hulle moet ook kyk na hulle self in die geval. Hoekom is dit die trend? Ja, ek moet vir jou sê, jy weet, is nou 'n bietjie beter vergewis met die tegnologie kant van dinge, maar as jy kyk na byvoorbeeld Telkom, dit is vir my, dit gaan verskriklik lelik klink, maar dit is my 'n baie goeie ding eintlik, dat Telkom nie byhou met die private sektor nie. Jy weet, na onafhanklikheid het ons so baie van hierdie instellings juis geskep om die mark te stimuleer, om die eerste kompetisie te wees in daardie mark en om half die private sektor uit te daag om ook hulle instellings te skep en private maatskappye te skep in hierdie verskeie sektore, sodat daar een private maatskappy nie 'n monopolie gaan hê op die ou end van die dag nie. So, soveel soos wat ek verstaan, jy weet, dis Telkom Namibia en daar's werk ter sprake en daar's inkomste en gesinne ter sprake. Dink ek dit was eintlik altyd waarop die plan sou doodloop, is dat private instellings gaan inkom en 'n mark gaan stimuleer. Maar in die geval praat ons mos nou van die teenoorgestelde, van die regering wat besigheid terugvat van die private instellings. En die vraag moet gevra word, hoekom? As dit dan nie sin maak in ag van die ekonomie en in ag van dienslewering, dan is dit mos sinneloos. Maar as daai private instelling nou al soveel vra vir die diens en die diens se gehalte is van 'n aard wat die regering voel, hy kan dit self tot op daai vlak doen, selfs miskien beter, dan kan 'n mens nie vra hoekom nie, dan is dit vanselfsprekend. All's fair in love and war, sê hulle, en dit is juist my punt, is daai markstimulasie, dat hierdie staatsinstelling wys nou vir die private sektor waar daar die wortels begrawe het, en dit is juist waarvoor hy daar is om die mark te stimuleer. Maar dan ook in môre se binneblaaie is 'n mynbou storie oor hoe plaaslike gemeenskappe in die Kunene-streek baat by mynbou. Baie van die plaaslike gemeenskappe is nie heeltemal gelukkig nie. Ja, daar is kommer dat van die inheemse gemeenskap, veral dies wat nie op 'n vaste plek bly nie, hulle word verdryf deur die bedrywighede. Ek moet sê, Kunene-streek, die Popo gebied, dis die wille weste daai. Is oop vlaktes, sover as wat die oog kan sien. Dis baie moeilik om toesig te hou. Ons weet dat die ministerie van Nywerhede, myne en energie, hulle het tekort aan bemanning as dit kom by oorsig. So dit kan wees dat daar mynboubelange is wat kanse vat, en ek dink dit is nodig om noukeurig te luister na die plaaslike gemeenskappe, veral as die beamptes nie heeltyd daar kan wees nie. En ek hoop die regering vat die klagtes ernstig op en neem aksie, want dit is uiters belangrik vir ons land dat veral mynboubedrywighede volgens ons wette uitgevoer word, verantwoordelik in ag van ons omgewing en in die belang van die ontwikkeling van ons mense, en natuurlik as die besigheidseienaars en die mynbouers geld kan maak, nog te beter, maar dit kom tweede. Jy kan nie jou wins bo ons land se belange stel nie. En as dit so is, dan moet jy maar jou goeders, jou sakke pak en trek. Eenvoudig net nie volhoubaar. Asseblief, daar is baie wat daai geleenthede soek, plaasliks en in die buiteland. Ons is 'n gesogte mynbou jurisdiksie. Daar is baie besigheid wat wil kom, en baie van die besighede wat ook ons land se belange ten harte sal hê, wat sien dat wins is beter as almal wins maak, want dan kan dit volhoubaar gedoen word. Ons soek hierdie vinnige
vinnige manne nie. Ja, you need me, I don't need you, sê jy ook toe. Ja, nee, reg. Dankie dat jy by ons was ook toe. Ons is nou terug met die weer. Namibiërs Engels stories. Henriette Lambreg en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans. En moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knatsie koffie. Wat 'n mooi woord, knatsie koffie. Henriette, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. Ons gaan kyk nou hoe maak die weer met jou Vrydag. 'n Gedeeltelik bewolkte dag in die hoofstad, môre met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 22. Sonnig aan die ooste op Gobabis met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 24 en ook sonnig in meeste van die noorde met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 29 op Rundu. Gedeeltelik bewolk môre langs die kus met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 14 grade Celsius vir Swakopmund. Ook gedeeltelik bewolk oor die meeste van die res van die suide met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 24 grade Celsius vir Reebot. Aitsa is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, 1up2.com as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Soos beloof, Margo vir die Fun Spice Corporate Branding Solutions saam met my. Hoe gaan dit, Margo? Gaan baie goed, baie dankie. Ek dink jy is die mooiste gas wat ek in 'n lang tyd gehad het. Deftigste beslis. Vertel, voordat ons begin by Spice, vertel vir my, hoe het jy hierop geëindig? Jo, hoeveel tyd het jy? Nog was 'n paar minute. Nee, ek het baie jare terug, terwyl my kinders nog klein was, geleentheid gesoek om van die huis af te werk. En ons het in daai stadium nog in Johannesburg gebly en ek het 'n klein bordjie teen 'n boom gesien, office space needed. En ek het die ou gebel want ons het per toeval 'n plek gehad by ons huis. En toe is dit Red Block printers in Pretoria wat office space soek in Johannesburg. En ek sê vir hom, ek het vir jou 'n plek om te huur, en toe vra hy my, maar kan jy nie sommer vir my net die kantoor oop ran nie? Kan jy vir kantoor bestuur nie? En so het ek in printing en branding en hierdie industrie beland. En toe ons nou Namibië terug Namibië toe het ek nou obviously in dieselfde industrie probeer ingaan, ja. So vertel vir my 'n bietjie van Spice. Ek gaan vir jou die moeilikste vraag vra eers, maar vertel eers 'n bietjie van wie julle is en wat julle doen. Spice het 2008 tot stand gekom. My vernoot het die besigheid begin. Ek het 3 jaar later eers betrokke geraak by Spice. Maar ons het gegroei en aangegaan en ons het COVID oorleef. Ons is baie dankbaar daarvoor. En van krag tot krag gegaan en ons is hier om te bly 18 jaar later. So vir die moeilike vraag, nou ek dink dit gaan eintlik vir jou 'n maklike vraag wees. Wat dink jy laat spesifiek vir Spice uitstaan in julle bedryf? Dit voel baie keer soos 'n redelike versadigde bedryf in hierdie stadium. Ja, daar's baie mense wat dit doen, daar's baie maatskappye wat dit doen. Wat ek gevind het in die afgelope 18 jaar is consistency. Jammer as ek my taal meng. Consistency is key. As jy consistently goeie diens lewer, goeie produkte lewer,
flinke diens lewer, enige probleem uitsorteer vir jou kliënt as hy dit nodig het, dan sal jy altyd werk hê. Okay, maar nou moet ek vir jou vra, wat is die eienaardigste, die weirdste probleem wat jy nou al vir iemand moes oplos? Jy hoef nie vir ons te sê wie nie. maar vertel vir ons, ek kan 'n boek skryf hoor. Ek dink dis wat ek gaan doen as ek aftree. Ek gaan 'n boek skryf oor hierdie industrie. Die snaakse vrae wat gevra is en die snaakse jy het my nou half op die spot gesit hierso. Ja, dis wat baie keer onredelik is die deadlines. Nee, die spertye is baie keer jy weet 'n persoon sal vir my 'n bestelling stuur, 'n order stuur en die volgende oomblik sal hy my bel vra wanneer kan hy sy goedjies optel. So die kliënte besef nie altyd wat agter die skerms aangaan nie en wat in die produksie ingaan nie. En ongelukkig nou in Namibië is ons mos ook nou afhanklik van buitelandse suppliers. Namibië ongelukkig is nog steeds nie 'n produserende nywerheidsland nie, so ons produseer baie min. Ons moet goed invoer. Ons is afhanklik van suppliers in Suid-Afrika, ons is afhanklik van vervoermaatskappye. As dit reën en die pad is verspoel en die trokke kan nie inkom nie, dan is dit so. Ja. So daar is baie faktore wat ons in ag moet neem, wat ons 'n bietjie van 'n baie keer moet planne maak, maar ek glo as jy regtig die beste probeer doen vir jou kliënt, en openlik, transparant is en consistently goeie diens lewer, dan sal jy altyd kan werk in Namibië. Ja. So jy het nou COVID genoem, jy weet, en ek dink ons almal was bewus dat verskeie bedrywe besig is om te val en so baie besighede toegemaak in daai tyd. Hoe dink jy het die pandemie julle besigheid affekteer en nou dat jy terugkyk, hoe het julle daar uitgekom? In ons geval is ek baie dankbaar want dit was eintlik vir ons voordelig geweest, nê? Omdat daar so baie kleiner maatskappye wat dieselfde doen as ons was. Die klein ouetjies wat die werk uit hulle agterplaas uit doen het dit nie gemaak nie. So dit is net die groter bestaande maatskappye van ons tipe wat dit gemaak het, wat obviously nou die mark groter maak vir ons almal. En die feit dat ons dit oorleef het, dink ek, was omdat ons is nie 'n groot span gewees nie. Ek het nie groot overheads gehad om te betaal nie, want ek glo nie daar nie. Ek glo dat ons 'n klein span is baie flinker en vinniger en meer effektief. Ja. En weet ons het ek kon daarom bekostig om my mense in daai 3 maande te betaal. So ek het hulle nie verloor nie. Ja. So dit is wat ons gered het. En dan vorentoe kyk, ek meen mens kyk na iets soos corporate branding en jy dink 'n TAMP of 'n pen met jou logootjie op of so. Is daar nog vernuwing en vooruitgang in julle bedryf? Absoluut. Die bedryf het in die afgelope 5 jaar met rasseskrede verander. Dit is 'n hele ander industrie. Dit is nie meer die desktop, soos jy sê, bekertjie en 'n pennetjie nie. Al die produkte is gekoppel aan die trends daar buite, nê? Ons klere reekse is modieus en soos klere wat jy in die winkels kan koop en by die retailers. Die fashion colors, die style, die gifts is aangepas om by te hou met die tye, jy weet wat mense gebruik vandag. Pragtige high-end, goeie kwaliteit, mooi klere, produkte wat volkleur gebrand kan word. So ek dink die industrie het regtig stepped up. Dit het gegroei en dis in 'n nuwe era in. Ja, ek moet sê as 'n joernalis kan jy nie verkeerd gaan om vir my nog 'n pen te gee nie. Ek het dit altyd nodig. Ja. My handsak as jy hom skud, dan gaan jy nie die geld hoor. Jy gaan nie 'n klomp penne hoor. Ja. Maar dink jy daar is wanopvattings en wanpersepsies met wat jy doen? Daar is, want mense, omdat hulle nie mooi weet wat agter die skerms gebeur nie, weet hulle nie altyd presies wat se proses nie. So wat ons graag wil doen as Spice Corporate, ons wil begin by die konsep, nê. Ons wil nie net vir jou 'n bekertjie of 'n pen of 'n koelerboks of 'n golf T-shirt gee nie. Ons wil begin by die konsep, ons wil jou brand verstaan en verstaan wat jy nodig het
En dan wil ons vir jou, want ons is die spesialiste in ons veld, so ons weet wat om vir jou te bied. So ons moet jou besigheid verstaan, dan moet ons begin by die konsep en vir jou sê, okay, dis wat ons jou kan bied, maar ons wil die hele proses betrokke wees. Ons wil nie net vir jou ietsie logo opplak en dit aflewer nie. Ons wil regtig seker maak dat ons die beste doen om jou brand visibility te verbeter en jou daar buite te kry. Tot daar waar ons dit aflewer. So, hoe help daai verstandhouding van iemand se handelsnaam, handelsmerk, brand, hoe help dit jou om vir hulle dan 'n beter diens te lewer? Want ek dink mense kyk na iets so Spice en hulle dink meer 'n produk as 'n diens en jy skets nou 'n prentjie dat dit eintlik meer 'n diens is. Ja, dit is 'n diens, dit is 'n dienslewering wat produk insluit, maar dit gaan nie net oor die produkkie wat ek vir jou gee nie. Ek kan vir jou logo op enigiets sit, maar ek moet verstaan dat jy is 'n geselsprogram. Jy's 'n geselsprogram. Jy gaan 'n pen en 'n notaboek gebruik, nê? Of 'n powerbank of 'n oorfone of dis jou veld. Die mynmaatskappy wil 600 oorpakke vir sy werkers laat maak. Die bank wil high-end koelers en drinkware laat maak vir sy topkliënte. Jy moet jou kliënt verstaan. Jy moet weet wat is jou kliënt se behoefte voordat jy actually kan begin om hom te kan raad gee. Okay, en dan wil ek net om gou af te sluit by jou. Wat dink jy is die toekoms van jou bedryf? Jy sê nou jy moet verskriklik byhou met die modes en die giere en die trends en jy moet weet wat mense gebruik. Wat dink jy is die volgende stappe en wat gaan volgende gebeur in jou bedryf? Jong, tegnologie speel mos maar altyd 'n rol en AI is mos nou oral en alles. Die slegte deel van is mense dink met AI kan hulle eie goedjies doen. Jy weet, hulle kan eie designs doen en hulle maar hulle hou nog nie heeltemal tred met die fisiese ekspertise wat dit vat om 'n produk te brand nie, nê. So en wat dit vat om die logistieke van om produkte in te kry, te source, die regte produkte en die regte hoeveelhede en die regte market trends en al daai dinge, dit is bietjie meer ingewikkeld as om net laat AI vir jou logoetjie design en opsit. Ek is baie opgewonde oor die toekoms, want ek voel maar veral Namibië se maatskappye begin die waarde sien van wat ons doen, nê? Hulle begin sien dat dit maak 'n verskil en dit is regtig nodig om jou brand visibility te verbeter deur corporate gifts, deur klere, deur enige tipe van 'n brand visibility campaign. Dankie dat jy by ons was, Margo. Baie dankie. Dis Margo Fourie van Spice Corporate Branding Solutions en het jy dit erkenning, kom nie sommer net van self nie. Dankie dat jy by ons aangesluit het op Klets Kompas. Onthou, jy kan ons elke maandag tot donderdag om 8:00 die aand sien op Netwerk Televisie DStv 285, GoTV 25 asook oneup2.com. So tot volgende week van my Irene Marie van der Walt van Margo Fourie en die hele Klets Kompas span. Is dit mooi bly.